Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, dit is juis in tye soos hierdie waar ons aan die een kant hartseer is oor 'n geliefde wat uit ons midde weggeneem is, dat ons voor U kom buig, die God van alle vertroosting, die God van alle genade en barmhartigheid, wat U liefde oor ons uitstort, en vir ons sê dat U ons nie as wese sal agterlaat nie, maar U Gees sal stuur, U Gees wat in ons harte sal kom woon, die trooster van die hemel, die een wat ons sal lei in die volle waarheid. Baie dankie vir Tannie Ina se lewe, en dankie vir haar getuienis, en dankie vir die pad wat sy saam met U gestap het, daai blymoedige hart in die Here, in die maklike en in die moeilike tye. Ag Here, ons dankie dat sy ook U heerlikheid kon aanskou het, in 'n oomblik en 'n oogwink, sê die Bybel, wanneer ons oë sluit op aarde, dan is ons in U heerlikheid. U sê vir die rower aan die kruis, vandag sal U saam met my in die paradys wees. Wat 'n heerlike vooruitsig vir ons as U kinders. En ag Here, baie dankie dat ons ook kan bid dat U die familie sal versterk en sal bekragtig, en vir ons wat agterbly, dat ons ook, Here, sal leef met toewyding en volharding, met 'n dankbare tevredenheid in ons harte, met 'n afhanklike gehoorsaamheid, sodat ons ons allerbeste sal gee vir ons allerhoogste. En Here, wanneer daardie dag vir ons aanbreek, dat ons ook met blymoedigheid dit tegemoet sal gaan, omdat ons weet dat die beste lê vir ons voor. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Kom ons kom by Abraham uit, 'n baie belangriker man as ek, 'n man van die Here, vriend van God, soos die Bybel homself dan ook noem, die vader van die gelowiges, en ons gaan vanmôre 'n bietjie na sy lewe kyk. Nou ons het al 'n hele klomp boodskappe uit die boek Genesis hanteer. Nou ons het so 'n bietjie gekyk na die laaste boodskap, het gegaan oor jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie, die een uit Genesis. En jy kan miskien vra nou, kom gaan ek nie vanmôre praat oor die toring van Babel nie, dis heel te verwarrend. So, ons gaan nie daaroor praat nie, ons wil nou nie uitstuur met 'n Babelse verwarring nie. So kom ons kom eerder by Abraham uit, wat baie meer sin gaan maak, die gedagte maar van die toring van Babel. Ek het so tyd terug gepreek uit Psalm 2, as u dit kan onthou, is nou bietjie lank terug, maar Psalm 2 het gegaan oor die nasies wat in opstand is teenoor God. En dis presies waaroor die toring van Babel gaan. 'n Opstand teenoor God. God sê vir hulle moet die wêreld ingaan, hulle moet vermeerder, hulle moet die aarde vul, en die mens besluit, nee, God gaan nie vir my sê wat om te doen nie, ons versamel, en ons gaan vir ons 'n toring bou, en ons gaan vir ons 'n stad bou, en ons toring gaan tot by die hemel opreis, en ons gaan vir God sê, ons gaan nie langer die juk oor ons dra nie. En al wat die Here doen is, hy verwar hulle taal. Gooi vir my 'n baksteen. En die ou kyk die ander een so aan, en miskien hom 'n paar klappe gegee, nie vir my sleg sê nie. En die ander een ewe skielik is daar 'n verwarring, en hulle skuif uit mekaar uit, en God gaan sy opdrag, vriende, wat hy vir die mense gee, gaan hy ten uitvoer bring. En as die mens nie dit vrywillig wil doen nie, sal die Here hom buig en hom breek om dit te doen. Gisterand in ons huisgodsdiens gelees oor die man Farao, toe die Here vir Moses en Aaron roep om sy volk te laat trek uit die land Egipte, sê die Here baie duidelik, hy sal Farao se hart verhard, sodat hy sy heerlikheid in Egipte sal openbaar. En ons vra baie keer, maar hoekom maak God sis en so, en ek het die afgelope paar maande agtergekom, die beste antwoorde ek kan gee is om soos Job my vinger op my mond te sit. Dis sê, Here, praat U, ek sal luister. Sal die skepsel vir die skepper sê, wat maak U? Sal die klei vir die pottebakker sê, hoekom vorm U my so? Ek dink die belangrikste is ons het weer gaan besef wie ons werklik is. Daar's 'n ou liedjie wat die wêreldlinge sing, ek dink Koos Du Plessis het gesing, ek is nie seker nie, maar wat sê, ons is maar net grassade, my kind. Ons is niks. Daarom kom ons verheerlik die Here met die asem in ons lewe wat ons het, en ons gaan dit vanmôre ook sien in die lewe van die man Abraham. Nou ons gaan 'n hele klompie weke stil staan by Abraham, omdat hy 'n belangrike persoon in die Bybel is, en sy belangrikheid lê daarin in die God wie hy geken het, die God wat hom geroep het. En kom ons lees gou Genesis 11:26 tot 32. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera die vader geword van Abram, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe, terwyl sy vader Tera nog geleef het, in sy geboorteland, in Ur, van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, die naam van Nahor se vrou was Milka.
die dogter van Haran, die vader van Milka, en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land Kanaan te gaan, en hulle tot by Haran gekom, en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. Genesis 12 vers 1 tot 10, en die Here het aan Abram gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abram weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abram was 75 jaar oud, by sy vertrek uit Haran. En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, en al hulle besittings, wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abram het deur die land getrek, na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abram en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here, wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel, en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abram al verder na die suidland weggetrek, en daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Ons gaan net tot sover vanmôre lees, uit God se wonderlike woord, mag die Here die woord seën en heilig in ons harte. Vanmôre dan ons teks en oordenking, Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abram gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Ons tema dan vanmôre, die lewe van Abram, die vader van al die gelowiges, waar het alles begin? So ons gaan verskillende boodskappe hanteer uit die lewe van Abram, en vanmôre gaan ons in besonder kyk na waar het alles begin. Nou vriende, is altyd wonderlik om met die woord van die Here besig te wees, en ek glo, soos u deur God se woord werk, kan u agterkom dat daar altyd niets is om te leer uit God se woord. Iets niets wat na vore kom, en ek het die Bybel al male sonder taal deurgelees, en ek is nou in 1 Konings, en soos ek deur 1 Konings lees, is daar dinge wat vir my uitstaan, en dinge wat opnuut my hart tref, en ek besef en ek verstaan, dat die hele skrif deur God ingegee is, en op sekere tye, het die Here sekere dinge wat aan my hart wil kommunikeer, en hy maak my volwasse, en hy voed my deur die waarheid van sy woord, sodat ek 'n beter verstaan kan kry, ook van die waarhede soos hy van hy opgeteken het in sy woord. En so ook wanneer dit kom by die lewe van sekere karakters, sekere mense in die Bybel, soos ons lees deur hulle lewensverhaal, kom ons agter dat die Here vir ons ook groot lesse wil kom leer, waarhede in ons harte wil kom vestig, en dit sal vanmôre ook nie anders wees, wanneer ons kyk na die lewe van Abram nie. Nou toe ek hierdie week hierdie boodskap voorberei, het ek daarom gedink, dat mense se lewens 'n mens fascineer. Het jy al gedink daaraan, dat die meeste programme gaan oor iets wat iemand ervaar het, en oor 'n belewenis van 'n huisgesin, of by 'n werksplek, en hoe die mens sekere dinge beleef en ervaar, en dan is daar sekere figure wat uitstaan in die geskiedenis, sekere figure wat uitstaan in die Bybel, sekere figure wat uitstaan, wat ons telke male na terug verwys, en dikwels so 'n bietjie 'n bitter smaak in ons mond na vore bring, wanneer ons hulle name hoor. Ek het hierdie week gedink aan sekere name, wat ons in ons eie dag en tyd, so 'n bietjie vir mekaar kan noem, en ek wonder wat u reaksie sal wees, as ek vanmôre die naam noem, en ek u gedagte kan sien, of kan hoor. Dink maar aan die man, by name van Hitler. U vanmôre moet dink aan Hitler, en ons ken die geskiedenis, hoe hy so by die 6 miljoen Jode doodgemaak het, in hierdie wreedheid probeer het om wêreldmag en heerskappy te verkry. Dink ons aan hierdie man, en daar so bitter smaak in ons mond, en ons dink by onsself, hoe kon die Here so 'n bose man vir so lank op aarde verdra het? God vir sy bepaalde rede en vir sy bepaalde doel, het hierdie man laat leef, en in onkonteks, dink ons aan 'n man soos
Soos oom Julius Malema, né? Nou die meeste van u lag as ek sy naam noem, maar ek dink as ek die kans kan gee en u moet praat, sal u vuur spoeg. U sal nie lag nie. Maar as 'n man wat maak en doen wat hy wil, eintlik 'n man wat geensins leierseienskappe het nie, maar omdat hy 'n klomp jong mense opsweep, sy besig om veld te wen en eintlik chaos te veroorsaak. Ons dink aan 'n man soos Donald Trump. Nou ek sien deesdae ouens dra hoedjies, weet, let's make America great again. En dan sien ons Donald Trump en miskien moes ek my seun vanmôre kans gegee het om vir u so 'n bietjie te laat hoor hoe klink Donald Trump, want hy kan hom presies namaak, en by die huis soek ek vir ou Donald baie keer, want hy praat net soos hy. Groot indruk wat Donald op sy lewe dan gemaak het. Nou ons dink aan 'n man soos Ramaphosa, ons president in ons land, en elkeen van u het 'n gedagte wanneer dit kom by hom, en in ons huis het ons so spottery. As ons vroukie wat vir ons werk nou al vir jare en jare by die huis aankom, dan sê sy vir my, good morning Zuma. Dan sê ek vir morning Julius. Effelis Margaret Thatcher, Calvinus Ramaphosa. En dan die mense by wie ons gebly het, se vroukie wat vir hulle werk het, ons daar Steenhuisen begin noem, en sy het nie daarvan gehou nie. Maar elkeen het 'n bynaam daar by ons in die huis, en dis maar so spottery onder ons, en dan gesels ons maar oor 'n paar dinge. Ons dink aan die man koning Charles wat nou oorgevat het by sy ma. En ek dink die meeste vrouens is sommer dadelik kwaad as hulle sy naam hoor. En hulle dink by hulle self, hy is nie 'n koning se wat ook al werd nie, nê. Die hele gedagte is net name, karakters, die optrede van mense, dit wat ons hoor van hulle, wat ons lees van hulle, het 'n groot impak in ons lewe. En vriende, as dit kom by Abraham, was Abraham 'n man wat geweldig uitgestaan het vir die Joodse nasie. As jy die naam Abraham genoem het in 'n Joodse konteks, of wanneer klomp Jode bymekaar was, dan het hierdie manne amper op aandag gestaan en sy naam in hoofletters gesê. Want Abraham was 'n baie belangrike figuur, nie net in die Bybel nie, maar vir die Jode in besonder, en hy is ook dan die vader van die Joodse nasie, of dan die Israeliete, soos ons daarna verwys. En jy moet tog nie dink daar's 'n onderskeid tussen 'n Israeliet en 'n Jood nie. Moet tog nie dat die mense van die Israelvisie vir u probeer verwar om te sê 'n Jood is 'n een groep en 'n Israeliet is 'n ander groep nie. As u net Handelinge 2 gaan lees, waar Petrus die eerste boodskap preek, verwys hy in dieselfde asem na Jode en Israeliete, in dieselfde sin, in dieselfde asem praat hy van een en dieselfde volk, en hy noem hulle Jode en Israeliete alternatiewelik. Abraham was 'n baie belangrike figuur gewees, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Abraham dan ook 'n man was, wat 'n groot impak gemaak het op die Joodse nasie. Nou in die Bybelse tyd, jy sal onthou toe die Here Jesus op aarde was daar die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes, en hulle het almal gedink hulle is kinders van Abraham. Want op 'n stadium in Johannes 8 sê hulle vir die Here, ons is kinders van Abraham, en Jesus sê vir hulle, luister, as julle kinders van Abraham was, sou julle my stem erken het, sou julle my waarheid erken het, sou julle my erken het, maar julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader doen julle. Want u sien, die meeste Jode het hulle geassosieer met Abraham in die sin, dat hulle deur sy bloedlyn gekom het. Terwyl die Here die gedagte probeer vestig het, dat 'n ware kind van Abraham is iemand wat God lief het, wat sy seun lief het wat God gestuur het, en wat deur die Heilige Gees dan ook aan God behoort. Wonderlik wanneer ons kyk so deur die woord van die Here, beteken die naam Abraham vir kinders van die Here ook baie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat elke weergeborene is die geestelike nageslag van Abraham. Ek onthou in een van my gemeentes het 'n man wat sterk in die Israelvisie beweging ingegaan het, my kom sê, maar waar kom jy daaraan dat ons die geestelike nageslagte van Abraham is? Toe sê ek nie, ek kom nie daaraan nie. Die Bybel sê dit vir my, kom ek lees dit vir u vanmôre. Daar in Galasiërs 3 vers 6 tot 9 staan daar, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Wie is almal heidene? Kyk, 'n paar Israeliete ook daarom hierso. Maar die meeste van ons is heidene.
As jy nie die fisiese nageslag van Abraham is, is jy 'n heiden. Vers 8 sê in die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig. Luister, het aan Abraham die evangelie is die goeie nuus aangaande Christus verkondig, met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. So, Abraham se naam staan nie net uit vir die Jode nie, maar dit staan ook uit vir die kinders van God vandag, omdat ons sien, dat God se genadige roeping oor Abraham se lewe ook 'n effek en 'n uitwerking gehad het, tot op vandag, dat ons geseën word in Abraham, en dat ons ook kinders kan wees van Abraham, geestelike nasate van hierdie man wat God geroep het, uit van die Galdeërs. Nou vind jy, hierdie man, Abraham se naam was eers gewees Abram, A-B-R-A-M, Abraham wat beteken hoë of verhewe vader, en God verander sy naam na Abraham, ok, en dit beteken vader van 'n menigte of van baie nasies, en toe ek 'n bietjie navorsing doen het oor hierdie verandering van naam, skryf die een persoon en hy sê, wanneer God 'n persoon se naam verander, en hom 'n nuwe naam gegee het, was dit gewoonlik om 'n nuwe identiteit te vestig. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Abraham het afgode gedien saam met sy vader Tera. Die Bybel sê God roep hom en God gee hom 'n ander naam. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jy sal nie meer verhewe vader genoem word nie, maar jy sal nou genoem word Abraham, vader van 'n menigte of nasies, juis omdat in die gelowige vader Abraham die nasate van die wêreld geseën sou word. Ek het daarin gedink dat die Here ook my en jou naam as kind van God verander het. Nou, jy kan miskien vir my vra nou, wat is my naam? Het jy hierdie week uitgevind wat my naam is? Ek dink die Here het vir ons almal in 'n sekere sin ook 'n nuwe naam kom gee, soos byvoorbeeld, die Here sê vir ons, ons is nou 'n uitverkore geslag. Eers was ek 'n sondaar op pad na God se hel toe. God noem my nou sy vriend. Hy noem my nou sy kind. Hy noem my nou 'n koninklike priesterdom. Hy noem my nou sy volk, 'n eiendom deur God verkry. En sien ek hierdie wonderlike klemverskywing. Eers op pad na God se oordeel, nou na God se heerlikheid, 'n naamsverandering wat ondergaan is, omdat die Here ook uit genade 'n mens se siel kom red. Eers 'n vyand van God, nou vriend van God. Eers in rebellie teenoor God, nou kind van die Here. Wonderlik om te sien hoe ons in Vader Abraham hierdie wonderlike genade van God in Christus dan raak sien. En nou wil ek vra, voor ek by my boodskap uitkom, wie se naam in die Bybel is nog verander? Wie kan gou vir my, het jy al gehoor? Ok, Sarah, ok, Sarah na Sarah, of Sarah hier na Sarah. Nou, wat beteken Sarah? Beteken my prinses, né? Nou, ek wil nou nie Eva se naam verander na Sarah, né? Sy weet sy is my prinses. Maar Sarah hier se naam verander na Sarah, wat beteken moeder van nasies. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, sy sal dan ook die moeder van nasies wees. Die ander een se naam wat verander het? Ok, Saulus na Paulus, né? Baie duidelik sien ons die naam wat verander het. En dan kry ons vir Petrus. Ok, Petrus se naam is verander. Wie nog? Jakob. Verander na Israel. Nou, ek gaan nie al die betekenisse vir u gee nie, maar die gedagte is net, God het sekere tye naamsverandering gebring, om 'n sekere en 'n besondere nuwe identiteit te vestig, en die pad wat hulle vorentoe saam met hom sou stap. En ek wil vanmôre die vraag probeer beantwoord, waar het alles in Abraham se lewe begin? Alles het tog 'n begin. Ek sê vir Ethel nou die dag, toe ek en sy so bietjie mekaar gesels, dink net ons twee, die Here het ons 35 jaar terug by mekaar gebring, ons is 34 jaar getroud, en vanuit ons verhouding, is ons nou al so 7 of 8, dit is my 3 seuns, met die 2 vroue, die 2 kleinkinders, en so sal dit bly groei, en ek sal nooit die uiteinde van hierdie geslagte sien nie, ek sal sterf, en in die heerlikheid sal ons seker nie weet nie, maar die hele punt is net, God begin ook so in ons lewens, hy roep vir Abraham, en van daaraf het hy gebou dit, wat hy dan ook beloof het, en die volk Israel dan na vore gebring. So kom ons kyk gou vanmôre in die eerste plek, waar het alles begin? En ek wil wegval deur vir u te sê, alles het begin by God se genadige roeping.
Genesis 11:31. Daar staan in Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom, en daar gaan woon. Genesis 12 vers 1 sê, en die Here het aan Abram gesê, gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Nou as ons 'n bietjie die geskiedenis gaan bestudeer, vriende, dan sien ons dat Tera was 'n afgodedienaar. Tera, die vader van Abram, was 'n afgodedienaar. So met ander woorde, hoe het Abram se lewe begin? Hoe was die eerste klomp jare van Abram se lewe? Nou as jy so 'n bietjie gaan kyk na afgodediens, jy gaan kyk na hoe hierdie mense geleef het, wat hulle gedoen het, voor wat hulle gebuig het, dan sien ons God se genade en ingrype in die lewe van Abram. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Josua 24 vers 2. Toe sê Josua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudster gewoon. Tera, die vader van Abram en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Dit is my so aangrypend toe ek hierdie eerste gedagte van Abram raak sien. U sien, Abram was vasgevang in afgodediens. Daar was gebruike en rituele in hulle huise om hierdie afgode te vereer en eer te bring aan iemand anders of iets anders as die ware God van die Bybel. Die Bybel sê vir ons, Abram was nie van die begin af 'n gelowige nie. Hy was nie van die begin af 'n kind van die Here nie. U sien, daar moes iets in sy lewe gebeur het. En dit is nie iets wat hy kon bewerk het nie. Dit is nie iets waarvoor hy kon aansoek doen nie. Dit was die genadige roeping van God, wat ook in sy lewe dan na vore gekom het. Hoor dit staan in Romeine 4 vers 1 tot 3. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ek lees vir Jakobus 2:23 en die skrif is vervul, wat sê, en Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Nou vriende, die vraag vanmôre wat ek vir u wil vra is, hierdie man Abraham, wat in God geglo het, is geloof 'n werk of 'n geskenk? Ok, wie sê, ek sien julle kry koud, so nou gaan ek julle vra om 'n fisiese aktiwiteit te doen. Ok, vir die wat geslaap het, staan by ou gou langs jou. As u sê geloof is 'n werk, is iets wat ek doen, sê, wys vir my met jou hand. Ek kan net sowel amen sê, want julle ouens is goed opgelei, goed geonderrig. Geloof is nie 'n werk nie. Dis nie iets wat ek kan doen nie. Geloof is 'n geskenk uit die hand van God. So as ons sê dat Abraham uit die geloof geregverdig is, beteken dit eenvoudig dat God ingegryp het in Abraham se lewe, dat God genade geskenk het dat Abraham kon glo en dat Abraham ook dan die vader van die gelowiges geword het. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julleself nie. So waar het alles begin? Alles het begin by hierdie groot en wonderlike, heerlike gedagte, dat Abraham as sondaar deur God geregverdig is. Dat Abraham as afgodedienaar deur God regverdig verklaar is. Dat Abraham uit die duisternis oorgebring is na die wonderbare lig van die Here. Luister, ek het vir u gesê, Abraham was nie 'n kind van die Here gebore nie. Abraham het nie van kleins af in die weë van die Here groot geword nie. Jy vra baie keer vir mense en sê vir hulle, wanneer het jy by die Here uitgekom? Nee, ek was nog altyd 'n kind van die Here. Van geboorte af. Is so wonderlik, prys die Here. En dan moet jy gewoonlik nie vir die man of die vrou aan die ander kant vra, stem julle saam nie. As jy hulle apart kry, sal hulle sê, luister, hierdie Christendom werk nie lekker uit nie. Maar jy sien, die groot ding wat ons vanmôre moet besef is, soos Abraham, is ons ook onder die slawerny en heerskappy van die duiwel, ons vader gebore. Die Bybel sê daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.
Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle almal het afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs die een nie. So, selfs hierdie man Abraham, was nie iemand wat regverdig gebore is nie. Hy is nie regverdig gewees van sy geboorte af nie, alhoewel hy 'n groot naam gekry het later, en in die Joodse nasie, hierdie prominente figuur, dan was nie 'n kind van die Here van geboorte nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat hy ook nie God gesoek het nie. Want die Bybel sê vir ons, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, en uit jou volk, en uit jou nasie, en trek na die land wat ek vir jou sal wys. Maar net vanmôre vir u noem, Jesaja 53:6 sê vir ons, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Abraham van sy geboorte af was in die duisternis van sonde, in die greep van afgodediens, in die boosheid vasgevang waarmee sy vaders besig is. En God kom gryp in. Die Here verlig sy oë, die Here skenk aan hom geloof. En Abraham word die vader van die gelowiges. Psalm 58 vers 4. Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. Ek wil vanmôre hierdie eerste gedagte by u kom vestig. Waar het alles begin? As jy vanmôre 'n kind van die Here is, het alles begin by God se genadige roeping. Iemand wat aan die Here behoort, weet vanmôre dat dit nie iets was wat uit myself gekom het nie. Want uit myself het ek die sonde gedien. En uit myself het ek die afgode van hierdie wêreld gedien. Ek was 'n vyand van God, en as ek gehoor het van godsdiens en die Bybel en prediking, was daar 'n opstandigheid in my hart. As my pa vir my te regwys of my ma vir my sê hierdie weg wat jy stap is verkeerd, was daar hier in my hart hierdie rebellie. Hoe durf hulle vir my sê, hoe moet ek my lewe leef? Maar toe God op 'n bepaalde dag, op 'n bepaalde uur, in 'n bepaalde oomblik in my lewe kom ingryp het hy genade kom skenk en lewe kom gee. Ek het hier op my notas geskryf, vriende, Abraham het nie op 'n goeie dag besluit, ek wil 'n kind van God word nie. Net soos Adam en Eva nie besluit het, hulle wil vergifnis vir God vra nie. Nadat hulle in die tuin gesondig het, onthou u toe ons dit gelees het so 'n paar maande terug? Toe hulle gesondig het, toe gaan kruip hulle weg. Die Bybel sê hulle kruip weg. Hulle bedek hulle self met vye blare. God kom in die tuin en hy wandel, soos gewoonlik wil hy saam met hulle wandel. Hy weet waar hulle is, hy weet hulle kruip weg, maar hy roep. En hy sê, Adam, Eva, waar is julle? Here, ons kruip weg. Hoekom? Het julle van die vrug geëet? Ja, ons het van die vrug geëet. Die Here beklee hulle met daardie dier se vel, die eerste onskuldige dier wat gesterf het in die plek van die sondige mens. En dieselfde in Abraham se lewe. 'n afgode dienaar, saam met sy vader Tera, ontvang God se genade. Ek het so gedink aan hierdie woorde van 2 Korintiërs 4 vers 5 en 6. Ons het daaroor gepraat toe ons gepraat het oor die redding en die skepping, hoe hierdie twee in verband kom. Die Bybel sê, want ons verkondig nie onsself nie, sê Paulus, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Ek wil vanmôre vir u sê, as u vanmôre 'n kind van die Here is, as jy vanmôre weergebore is, as jy vanmôre sekerheid van saligheid het, dan is dit nie iets wat jy uit jouself bewerk het nie. Dis nie iets wat jy uitgedink het nie. Dis nie op 'n goeie dag toe jy die evangelie gehoor het, gedink het ek gaan miskien dit probeer en 'n besluit maak vir Jesus nie. U sien die dag toe God hierdie waarheid tot jou siel gespreek het, het hy geestelike lewe gebring. Ons praat van die wedergeboorte, waar hy geestelik jou dooie toestand tot lewe gebring het en jou uitroep was gewees, wees my sondaar genadig. Dis eers God wat lewe bring en die reaksie op die lewe wat hy my gee is, wees my sondaar genadig. En daar is baie debatte in die kerk van die Here oor hierdie saak. En ag vriende, ek lees vir u wat sê die Bybel vir ons in Johannes 6. Is een van 'n klomp gedeeltes in die Bybel wat daaroor praat. Jesus sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie.
Want ek het uit die hemel neergedaal, sê Jesus, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Johannes 6:65, en hy sê om hierdie rede, het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kom, of kan kom, as het hom nie deur die Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord om, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Vriende, soewereiniteit beteken eenvoudig dat God sy uitverkorenes red. Die verantwoordelikheid van die mens om uit te roep om genade, en hoe hierdie twee mekaar in God se ewige heerlikheid ontmoet, is ons nie seker van nie. Maar ek vra vanmôre vir jou, kan jy getuig van God se genadige roeping in jou lewe? En kan jy vanmôre getuig van 'n uitroep om genade, en waar jy deur geloof geregverdig is, en kind van God geword het? Die eerste gedagte, waar het alles begin? God se genadige roeping oor sy Abraham se lewe, om uit die duisternis, uit die afgodediens geroep het, deur die geloof geregverdig het, hierdie geskenk van geloof vir hom gegee het, om te sien, daar is geen ander God, behalwe die God van die Bybel, die skepper God van hemel en aarde nie. Die tweede gedagte vanmôre, waarom het God Abraham geroep? Die Bybel sê God roep hom om 'n seun te wees. Kom ek lees vir u, Genesis 12 vers 2. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. My baie interessant ook, het sien God roep hom, die genadige roeping oor sy lewe. Deur die geloof word Abraham geregverdig, van sy sonde vergewe. En nou sê die Bybel vir ons, het Abraham 'n ornament geword in die koninkryk van die Here. Sê die Bybel dit? Wat is 'n ornament? Nou in die huis praat ons van dust collectors, né? Dit is goed wat 'n vrou aan die winkel sien. Ooh, so mooi. Kan ons nie koop, is al so mooi lyk daar by klavier. Ou kan ons koop hom. Staan op die klavier en hy staan op die klavier en hy staan en hulle stof hom af. Later word hy geskuif. Kry 'n bietjie 'n minder geringe plekkie en later is hy in die motorhuis. En later is hy uit die huis. OK. Die hele gedagte maar net, Abraham word nie 'n ornament nie, hy word 'n instrument. 'n Instrument is iets wat jy kan gebruik. Dis iets wat bruikbaar is, en die Bybel sê dat toe die Here Abraham roep, hy was die begin van die Joodse nasie. Uit hom sou die nageslag van Israel ontstaan het. Maar die Here, toe hy hom roep, toe die genadige roeping oor sy lewe kom, toe sê die Here, die doel waarom ek jou roep, die doel waarom ek jou red, is dat jy 'n seun vir ander sal wees. Uit Abraham is Isak gebore, uit Isak Jakob, later die volk Israel, die 12 seuns van Jakob. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle die woord ontvang om uit te dra, hulle die tempel ontvang, die volk Israel, waar die ware God aanbid kon word. Jy kan ook sien die bou van die tempel onder Salomo se begeleiding. Voor dit was dit die tabernakel gewees. En die volk Israel het die Messias, uit die volk Israel, die stam van Juda, sou die Messias gebore word. Hy sou die ware verlosser gewees het. Ek lees net gou weer vir u wat staan daar. Galasiërs 3 vers 6 tot 9. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig het, vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. Die Here roep vir Abraham uit die heidendom, die Here roep vir Abraham uit hierdie bose lewenswandel, die Here sê, ek roep jou, om jou instrument te maak, om jou te seën, dat jy 'n seën vir ander kan wees. Die Here sê daar in Galasiërs 3, 11 tot 14, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe.
Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Die Here roep vir Abraham, die Here skenk geloof dat Abraham gered kan word, dat hy kan sien dat God die ware en enigste Messias is, dat hy die skepper is, wat in Jesus die redder ook ons verlosser word. Maar nou sê die Here vir hom, wees 'n seën vir almal, vir elke nasie, vir elke taal, vir elke volk en elke stam. En dis, vriende, waarom die Here my en jou ook red. Die Here red ons sodat ons iets vir sy koninkryk kan beteken, daar waar hy ons elke dag plaas. Baie mense dink dat die predikant se werk is om mense by die Here uit te kry. Is dit so? Nee. Ons is hier om u toe te rus, en dat u kan uitgaan om die waarheid te verkondig. Daar is 'n spreekwoord wat sê, in for orders, out for service. Kom in vir God se opdragte, gaan doen wat God van jou vra. Ons doen dieselfde. Sondag wanneer ons hier saamkom, eer ons die Here, ons word opgebou in die allerheiligste geloof, en dan stuur die Here ons uit, en u kom by mense uit, en u kom by plekke uit waar ek nooit by sal uitkom nie, en daar moet ons 'n lewende getuie vir Christus wees. Baie belangrik om te sien dat ons instrumente moet wees. Ons moet mense seën, en hoe gaan ons hulle seën? Met die evangelie in die eerste plek. Die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit help nie ons gee vir iemand 'n R5 en sê vir hom, weet jy, ons hoop jy kan vir jou ietsie koop met hierdie R5 nie. Dit gaan oor, gee ons die evangelie om vir hulle te sê, luister, hier op aarde is daar stryd, daar is swaar krytye, maar daar is 'n kosbare boodskap dat God ons kom red. Die slawerny van sonde bring ons onder hierdie juk van diensbaarheid, maar daar is vryheid in die Here Jesus Christus. Ons seën mense met die verkondiging van die evangelie. En hoe dikwels dink ons dis 'n geringe poging, of 'n geringe opdrag, of 'n geringe werk om te doen. Vriende, ons seën mense deur barmhartigheid te bewys. Deur aan hulle werklik barmhartigheid te bewys, soos Christus aan die mense barmhartigheid bewys het. Ons seën mense deur liefde. Liefde onder mekaar en liefde tot die vyand en die heidene. Die sondaars, die ongereddes. Ons seën hulle in ons opdrag om dan die hele wêreld in te gaan en hierdie evangelie te gaan verkondig. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, ek gaan vir u opsom waarom die Here jou en my gered het. Waarom het die Here my en jou uit die duisternis van sonde kom uithaal? Waarom het die Here ons kom red op hierdie aarde? Hy sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Gaan daar stop. Hier is ons naamsverandering. Eers was ons duisternis, nou is ons lig in die Here. Eers kinders van die duiwel, nou kinders van God. Nou 'n uitverkore geslag. God kies ons uit hierdie wêreld. God kies ons uit ons sonde. Hy skenk ons geloof en hy sê julle is 'n uitverkore geslag, maar ook 'n koninklike priesterdom. Ons aanbid die koning van die konings. Die priesterdom was daar gewees om die volk te onderrig, om die waarheid van die woord aan die volk deur te gee. 'n heilige volk. Die Here sê vir Israel, julle moet 'n heilige volk wees, eenkant gesit. Julle moenie soos die heidense nasies buig voor die afgode nie. Eenkant gesit. Ons is 'n volk as eiendom verkry, en nou die rede. Om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek vra jou, sonder om jou te beskuldig vanmôre, vra ek jou. Jy wat vanmôre bely jy behoort aan die Here, aan hoeveel het jy die goeie nuus hierdie week oorgedra? Ek vra jou, aan hoeveel het jy hierdie goeie nuus oorgedra? Of dink jy vir jouself, ag, ek is gered, so wat? Die Here het in elk geval 'n groot jackpot geslaan toe hy my gered het. Ek is eintlik nie so sleg nie. My buurman is sleg, maar ek is eintlik 'n goeie man. Ek vra jou vanmôre,
as daar in jou siel werklike opgewondenheid is, oor hierdie feit dat jy die duisternis uit die sonde uitgehaal is, dat jy op die weg van God nou wandel, met wie het jy hierdie week die evangelie gedeel? Die goeie nuus, want ons is geroep om 'n seën te wees vir ander, om hierdie waarheid aan ander mense oor te dra. Bid die Here dat hy ons getrou sal bevind, en dit bring ons by die derde en laaste punt. Hoe het Abraham hierdie roeping nuut en vars gehou? Alles het begin by die genadige roeping van God, waar die Here Abraham uit Ur van die Galdeërs uitgehaal het, uit die afgodediens wat sy vader Tera gedien het die Here hom geroep, die Here het geloof in sy hart kom skenk, Abraham het kind van God geword. Die doel waarom God hom gered het, was gewees om 'n seën te wees vir ander, om werklik uit te gaan, om vir ander 'n seën te wees, om te wys dat daar geen sin in sonde en in afgodediens en in boosheid is nie, maar in die dien van die Here. Die derde ene, hoe het Abraham hierdie roeping nuut en vars gehou? Miskien is dit wat ek en jy vanmôre moet hoor. U wat miskien al 5 en 10 en 20 jaar gered is. Hoe hou ons hierdie wandel saam met God vars? Mense vra my baie keer, maar dit na 20 jaar van getroude lewe, hoe hou 'n ou die huwelik vars en nuut, en bly jy lief vir jou vrou en sy lief vir jou? Gaan luister my preke. Maar geestelik werk dit dieselfde, ons verhouding met God vars hou. Hoe het Abraham het gedoen? Genesis 12:7. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Vers 8, Genesis 12 vers 8. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en aan Ai aan die ooste kant. En daar vir die Here altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Hoe het Abraham hierdie genadige roeping van God om 'n seën vir ander te wees, hoe het hy dit vars gehou? 2 gedagtes. 1, die altaar. Die altaar was 'n simbool of 'n teken van aanbidding en herinnering aan wat God vir hom gedoen het en God se beloftes aan hom gegee. En die tent het as simbool gedien dat Abraham slegs 'n reisiger op aarde is, 'n bywoner op pad na die ewigheid. Dit het my hart so getref toe ek dit hierdie week raak sien. Vriende, dis belangrik om te sien dat ons as kinders van die Here gedurig deur onsself moet herinner. En die Heilige Gees vra om ons te herinner, dat ons sal besef hoe ons tot bekering gekom het. Luister, ek en jy was op pad na God se hel, na God se oordeel. Ons is onder sy toren. Straf het vir ons voorgelê. En God stuur sy seun om in ons plek te sterwe. Die altaar het gewys na die offer, die onskuldige lam in die Ou Testament wat geslag is, sy bloed is teen die altaar uitgegiet, die offer is op die altaar gebring, en God het hierdie reuk geruik en gesê, dat hy die sonde vergewe, dat hy hierdie offer aanvaar, dieselfde beginsel, Jesus die vervulling van al die offers, is God se genadige en kosbare belofte, dat ons ook van sonde vergifnis kan ontvang. Ek vra jou, dankie God gedurig daarvoor, herinner jouself gedurig daaraan, dat by die kruis het jou sonde las verdwyn, by die kruis het die Here die skande van sonde kom wegneem, het die Here jou 'n nuwe lewe kom gee. As jy nie so getuienis het nie, sê jammer dat ek nie gered nie. As 'n pragtige liedjie wat sê, at a cross, where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Herinner jouself gereeld aan wat God vir jou gedoen het. Ons gaan vanmôre aan die nagmaaltafel sit. Dis 'n herinnering. Moenie die nagmaal gebruik as jy nie gered is nie, want dit is 'n herinnering aan wat God in geloof en in genade gedoen het, ook vir jou aan die kruis op Golgotha. Vriende, kom ons laat die vlam van ons liefde vir hom hoog brand, deur ons toewyding in die binnekamer, om in die huis van die Here te wees, om die woord van God te bestudeer, dat ons harte weer opnuut warm kan word. Wat sê die Here vir die gemeente in Efese? Julle doen baie dinge vir my, maar ek het een ding teen julle, dat julle eerste liefde verlaat het. Dis wanneer ons terugdink aan die kruis, wanneer ons terugdink aan die werk wat Jesus gedoen het daar op Golgotha se kruis,
die helse smart wat hy moes dra, in my plek vir my sonde. Wanneer ons aan die nagmaalstafel sit en ons dink terug aan daardie werk, dat ons roeping weer vars en nuut gehou word. Maar hoe is die tent van toepassing op hierdie gedagte om ons roeping vars en nuut te hou? As u lees in Abraham se lewe, het Abraham telke male sy tentpenne uitgetrek. 'n nomaat, hy het geskuif van plek na plek na plek. En vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat u en ek nou in 'n tentwoning is. Nee, jy sê my man, ek bly nie in 'n tent nie. Ek het nou die week vakansie gaan hou in 'n tent en ek wil in my huis wees. Ek het gehoor hoe die ouens moet die kampe vir ons later eerlik sê. Die huis is maar beter as 'n tent. As die reën kom en die wind kom en die koue kom, bring hy beskutting. Maar u en ek bly in 'n tentwoning. Kom ek lees vir u wat sê God se woord. Hebreërs 11 vers 8 tot 16. Abraham, of die Hebreërs skrywer, gee getuienis oor Abraham se lewe en hy sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. Voor ek verder praat, waaroor gaan Hebreërs 11? Geloof. Wonderlik. Het gaan oor geloof. So deur die geloof het hy weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgenaam van dieselfde belofte. Vers 10 is belangrik, ek het hom onderstreep. Nie dat die ander nie belangrik is nie, maar baie keer wil ek sekere gedagtes kom vestig by u. Dis hoekom ek sekere verse uitlig. Vers 10. Abraham skuif met sy tente van punt A na punt B, na punt C, na punt D. Abraham weet, ek het geen blywende tuiste nie, ek sal in 'n tent bly en ek gaan beweeg my hele lewe deur. Vers 10 sê, want hy het die stad verwag, wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sarah self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat het beloof het. Vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Eindelik moet ek hier amen sê, want ek kan nie verbeter op die teks wat hier staan nie. Abraham het geweet, hier is geen vaderland vir hom nie. Ek sien as die springbokke speel, dan gryp die ouens hulle bors vas en hulle sing Nkosi Sikelele en uit die blou en dan het Engels en dis 'n mengelmoes kardoes. Daarom preek ek nie vanmôre oor Genesis 11 nie, want ek wil nie dat daar Babelse verwarring in die gemeente wees nie. Maar ons het nie 'n vaderland nie. Luister, is ons geboorteplek hierdie, ja. Suid-Afrika in my ID-boekie staan, gebore in Suid-Afrika. Hulle vra spesifiek waar, ek sê in Kreeusdorp. Dis nou Mongale City. Daar is ek gebore. En die hospitaal se naam het hulle so verander, ek gaan dit nie sê nie. Ek weet nie wat die naam presies is om uit te spreek nie. Die hele gedagte is net, ek het nie 'n vaderland hier nie. Want intussen tyd was ek al gewees by verskillende plekke in hierdie land, en my seun is uit hierdie land. Ons het nie 'n vaderland hier nie. Dieselfde beginsel wat die Here vir ons deur Abraham se lewe wil kom gee. Hoe het hy sy verhouding met God vars en nuut gehou? Want Abraham het elke dag besef, ek gaan nie vir altyd hier bly nie. Ek hoop u verstaan dit. Tannie Ina het in hierdie week haar tydelike met die ewige verwissel. Sy is uit hierdie land, uit hierdie wêreld, na ewige heerlikheid. Nou is die vaderland beerwe. Die ewige tuiste wat God vir ons beloof het. Luister, ons bly soek na hierdie Ethiopië. Ons bly soek na hierdie plek wat voor die sondeval daar was. Hierdie Kanaans lewe, hierdie wonderlike plek van geen pyn, smart, hartseer en droefheid nie. Vergeet daarvan. Abraham, die vader van die gelowiges, gered uit die afgodediens, om 'n seun verander te wees,
hou sy verhouding met God nuut en vars by die altaar, by die kruis, en hou dit vars en nuut, in die sin en wete dat hy nie 'n blywende tuiste op aarde het nie. Die apostel Paulus kom en hy sê in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet, daar is 'n sekerheid, ons weet, dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook, en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Luister vriende, die onsigbare dinge kan ons nie nou sien nie. Ons sien die hier, ons sien die nou. Abraham het deur droogte tye gegaan het, deur tye van beproewinge, deur tye van sonde en God se tug oor sy lewe. Is 'n man wat sê, ek kyk na die verte, ek kyk ver in die toekoms en ek sien 'n heerlikheid. Ek is nou hier in Nomaat, ek is besig om te skuif van punt A na punt B. Ek het geen blywende tuiste nie. Maar daar gaan 'n dag aanbreek wat God vir my die vaderland sal gee, wanneer hierdie aardse tentwoning afgebreek word. Ons gaan in hierdie week, as die Here ons spaar, 'n draai maak by my skoonma se graf. 6 maande terug. Die Here raak hom wegneem. Ons gaan nou na die plek waar ons haar begrawe het. Maar sy is nie daar nie. Sy liggaam. Spurgeon se gedeelte vanmôre, as u dit gelees het, ons siele is in God se heerlikheid. Vandag is elke weergeborene by God, die wat gesterf het om God te eer, en te sê, Here, ja, ek was vir 'n tyd op hierdie aarde, met die doel om 'n seën te wees vir ander. Maar my hoop is geanker in die ewige, wonderlike heerlikheid, wat u vir my gaan voorberei het. Ek vra vanmôre vir jou, hier aan die einde van ons boodskap, het u al by hierdie punt gekom, waar God se genadige roepstem beantwoord is, en waar u hierdie genade ontvang het, die geloof as geskenk uit die hand van God, om dan ook vry van u sonde, anderkant uit te stap en te sê, ek weet uit genade is ek gered. Deur die geloof, dit nie uit myself nie. Dit was 'n geskenk en 'n gawe van God. Het u al gereageer op God se genadige roepstem? Wie gesê God roep Abraham om 'n seën te wees vir ander. Ek vra vir u, kan u getuig van 'n veranderde lewe waar u 'n seën is vir ander? Ek kom agter kinders van die Here is so selfgesentreerd. En as ek sê kinders van die Here, dan sluit ek myself daarby in. Dit gaan oor ons gemak, ons genot, hoeveel ons by mekaar kan maak. As die geringste ding oor ons pad kom, is ons so half, weet, van die spoor af, en ons dink by onsself, maar hoe kan God oor alle... En ons sien nie om ons die massas, wat verlore gaan nie, kan ons getuig van 'n veranderde lewe, waar ons 'n seën is vir ander. Die laaste gedagte vanmôre was, Abraham het hierdie roeping nuut en vars gehou by die altaar en die tent. Hoe lyk dit vanoggend? Brand die vlam van u liefde en toewyding nog hoog? Besef u en ek, ons is maar net vreemdelinge en bywoners op aarde. Sterf gaan ons sterf. Jy gaan dit nie ontvlug nie. Tegnologie gaan dit nie uitstel nie. Die dokters gaan jou nie aan die lewe hou tot jy 300 is nie. En ek hoor dikwels mense sê, ag, as ek net my lewe kan oor hê nie, ek wil nie my lewe oor hê nie. Ek dank die Here, daar's net een. En ek dank die Here dat hy ingegryp het in hierdie lewe en 'n verandering kom bring het. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons hierdie eerste boodskap van Abraham sal sien as 'n wonderlike genade, dat God ons kom red, om 'n seën te wees, en ons kom leer dat ons tydelik hier is. Hou jou roeping vars, en hou jou roeping aan die gang deur te weet, die kruis en die tydelikheid van hierdie lewe, sodat jy ook die Here kan dien. Toewyding, tot jy hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons uit die eerste boodskap van Abraham kan sien, dat jy genadige God is, om kom roep het, om kom stuur het, dat ons die nasate is van Abraham in die sin, dat ons deur dieselfde geloof geregverdig is. Dankie dat ons ook ons roeping vars en nuut kan hou.
deur ons gereeld te herinner aan die kruis en Here te besef dat ons maar net tydelik op aarde is. Waar ons vanmôre U dood gaan herdenk, herinner ons aan hierdie groot waarheid, Here. En hou ons harte brandende in ons, sodat ons ook 'n seën vir ander kan wees.